Papa, wat maak pa? O, ons is op vakansie, maar môre gaan ons huis toe, so ek toets so lank en kyk of alles reg is vir die langpad môre. OK, so wat behels dit alles? Maar ek begin by die oliepeilvlak meet, trek die stok uit, Die maak dipstick. dipstick, maar ek probeer die Afrikaanse naam kry van dipstick. Doopstokkie. Olievlakpyl. Olievlakpyl, OK. Daar leer ek ook iets nuuts. En hy moet tussen daai twee merke wees. Die kar het nou 'n ruk gestaan, so hy sal presies by die boonste ene wees. En as hy gery het, sal hy so klein bietjie afkom. OK. Alright, so olie is reg vir die kar. En mens toets dit altyd wanneer die kar koud is, né? Altyd, as jy enige toetse doen, nou kom wil jy nou nie lekker ingaan nie. Jy moet lekker ingaan. OK, daar is hy. Goed. Goed, die volgende wat ons nou gaan kyk is, ons begin van een kant na die ander kant. Koppelaarvloeistof en hy is vol. Remvloeistof, hy is 'n bietjie oorvol, maar dit maak nie veel verskil uit nie. Dan gaan ons vorentoe, dan kan ons die stuur hidroliese olie toets. Hy het net soos die engine olie 'n stokkie wat jy toets, maar jy sit hom nooit terug nie, sit hom net bo-op en as jy sien daar is hy perfek vol. OK. Hy het 'n ander tipe olie, so moet nie die verskil maak dat jy engine olie in die stuur meganisme olie sit nie. Dis twee verskillende olies. OK. Dan gaan ons na die water kyk. Net 'n vinnige vraag, het alle karre die stuurolie? Nee, die ouer modelle het gewoonlik nie. Die nuwer modelle wat kragsture het 'n olietoppietjie. OK. En hy kan op baie verskillende plekke sit. OK. Die ek het gekyk na die battery. Daar sit hy, hy's mooi skoon. Ek het geen probleme met hom nie. Hy sit vas. So ek moet net weer die doppie netjies terugsit. As hy die ander kant is die negatiewe pool, hy's ook mooi skoon. Dan gaan ek na die verkoelingswater toe. Nou daar verskillende doppe, verskillende tipe doppe. Hierdie ene het een wat jy indruk en dan trek jy hom net af. En as jy sien hy is vol water, En weer eens, mens doen dit wanneer dit koud is. yskoud is, jy maak nooit hierdie dop oop as hy warm is. OK. So ek gaan hom net gewoon terugdruk. Maak seker dat hy inklip en dat hy vas is. OK. Hierdie is die oorvloei van die water. Jy kan hom ook net oopmaak en kyk. Hy is op vlak. As jy daar binne in kyk, hy is op vlak. OK. Hy hoef nie vol te wees nie. As jy hom vol gooi, maak dit ook nie saak nie. Hy gooi dit net weg. OK, maar dan maak hy jou engine vuil. Hy kan jou engine vuil maak. OK. Dit hang af waar hy sit. Die ander tipe wat meestal die Duitse voertuie het wat hulle in Engels noem 'n expansion tank of 'n uitsetbare tankie en hy sit meestal hier ergens. En hy het nie so tipe dop nie, maar hy het 'n draaidop. Maar jy hoef meestal nie oop te maak nie, jy kan sommer deur die plastiek sien of hy op vlak is. As jy hom oopgemaak, maak seker dat hy reg mooi opskroef en heeltemal tot onder is. Wat nog? Dan die laaste ding is gewoonlik die ruitveer, want as jy op 'n vuil in die reën ry of iets, maak net jou ruitveer dop oop. Nou hierdie een van my, dit is vlak, pylvlak. Maar Maar net weer vir my.
Ek trek hom oop, daar is die pylvlak, maar normaalweg wat ons altyd doen, ons gooi hom net gewoonweg vol. Gooi mens net water in? Ja, baie skoon water. Jy kan 'n klein bietjie seep insit as jy wil, net om seker te maak dat dit die ruit skoon maak, veral as jy deur goggetjies ry en sulke goed. Maar dit moet baie min wees, anders dan maak hy die ruit dof. Okay, so sunlight sal goed gaan. 'n halwe druppeltjie sunlight sal goed genoeg. Ja, so iets. Okay. Verder kyk jy net oral en nêrens, sien jy enige vlek olie nie of enigiets wat vuil is, maar soos ek gesê het, ek het hom nou pas of onlangs gediens, skoon dieselfilters, hy het die kar het 2 dieselfilters, maar dit is waar die meganikus by moet kom. So ek sien hier is 'n geknoei met kabeltjies. Wat gaan hier aan? Dit is 'n klein probleempie wat ek het. Die klippie het verloor van hierbo en ek kan nêrens so 'n klippie kry nie. Ek moet nog so 'n klippie probeer maak. So omdat ons op vakansie gegaan het, het ek 'n tydelike ding gedoen. Ek trek net hiermee hierdie dop vas. Hy hoef nie 100% vas te wees nie. Dit is die lugfilter wat hier binne is. Hy moet net ordentlik toe wees sodat die stof nie op verkeerde plekke ingaan nie, maar dat hy nog steeds die lug deur die filter druk na die engine toe. Het 'n lugfilter enige iets te doen met die diesel of petrol verbruik? Ja, 'n lugfilter is baie belangrik. Hy moet gereeld vervang word. Daar is tye wat ons hom skoon blaas, maar dit is nie aanbeveelbaar want dit is 'n mikrofilter en jy kan nie alle mikrofilters maklik skoon maak met lug. Maar gestel jy het nou soos ek nou hier en ek het maar net so 800 kilos gery, dan sal ek maklik 'n kans vat om hom te skoonblaas of om net so te los. Okay. Maar hy moet gereeld vervang word, is baie belangrik, want jou brandstofverbruik gaan op as daai filter vuil is. Okay. Wel, ons kar staan reg agter pa se en ek het klaar die bonnet oopgemaak, sal pa na ons en ook kyk asseblief. Ek kan dit doen. Dankie. So as mense hulle motorvoertuie wil laat diens voordat hulle op vakansie gaan, hoe kry hulle gemoedsrusmotors in die hande? Kyk hieronder, daar sal jy die naam Gemoedsrus Motors vind met nommers wat jy kan skakel en 'n afspraakie maak. Okay.